Welcome back. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. En natuurlijk op 'n maandag is daar baie sport wat oor die naweek gebeur het. So dis nou tyd om 'n bietjie sport te gesels met ons sportanker Arnold Geerts. Arnold, waar begin ons vanoggend? Formule 1 eerstens, en ons weet nou almal dat Lando Norris weer gewen het, die tweede keer vanjaar na 'n seisoen aanvang sege in Australië, en hy het sy McLaren spanmaat Oscar Piastri se voorsprong in die titelwedren nou tot net 3 punte verminder. So hierdie is een van daai waar we gaan armdruk. Maar ek het toe nou gaan opkyk en dit was nie baie moeilik om te kry nie, want sy baas by McLaren sê die volgende, Zak Brown sê, dit is sy ingesteldheid wat beteken dat hy veel beter is as wat hy nog ooit van tevore was. So Brown sê, ek dink hy is net baie gefokus, dis die eerste ding. Hy het 'n groot kans vir die kampioenskap en hy het natuurlik 'n paar keer gesukkel om te kwalifiseer, maar Brown het verduidelik dat hy Norris gehelp het om sy vlak van persoonlike selfkritiek te verminder deur voor te stel dat hy moet ophou bekommer om die perfekte ronde te ry. Dis my regtig interessant. So die selfkritiek, en ek dink dit is seker, miskien is dit net van toepassing op my, maar ek weet nie of dit vir almal is dat ons almal, as jy op 'n sekere vlak wil, die Engels is mooi, operate, dan is jy verskriklik krities as jy kort kom. Ja. En dis 'n baie interessante ding. En hier het Brown dit vir hom opgestom en gesê, hou op daarmee. Kom ons kyk wat jy kan doen sonder om te probeer streef om die perfekte ronde te ry. Ja, the Monaco Grand Prix generally is quite boring. Ja. Because There's no way to overtake. But it was a very interesting race yesterday because what was Verstappen thinking? Dunno. Ja. Like what everyone, he kind of always he's the perfect racer. I mean, he's won numerous world championships. And yesterday I was like, what is going on here? Just picked the wrong strategy. And they thought that would help them, whereas in the end, when he made that last stop in, Yes. in the lap before, it was over and done with. Yeah. And the strategy didn't, it could have, if the other teams had changed their strategy a bit as well. 1 or 2 laps on those tyres make a difference. So yeah, but it was a strategy mistake. Yeah. And there's no doubt about it. They'll have to go back and discuss that again and see what, where and when. It is exciting that they don't win every single race though. Nee, ek dink Dit dit is is nou so vir my meer. belangrik. Jy weet maar wat vir my ook interessant was, daar was op Supersport Variety, dit hulle gehad Formula 1 for Kids. En dit het hulle reis gehad, maar met kinders en met meer tipe van graphics wat cartoonies was. Ja. Jy weet behalwe die reis. Jy weet en dit was baie nik. Baie goeie inisiatief. Met ander woorde, hulle gaan agter 'n nuwe mark aan. Ja. En as jy hulle jonk vang, dan bly Ja. hulle. Ek meen ek was 8 jaar oud toe vat my pa my vir die eerste keer na die Grand Prix in Kyalami, op Kyalami. En ek is gehaak geweest van toe af tot nou toe. Ja. So dit wys jou. Ja, wys jou. Hopelijk kry ons weer een by Kyalami. Wel, dis daar's 'n debat wat ons oor kan praat vir 'n rukkie. Dan Bayanda Walaza, oor die naweek weer die seun is bloot net ongelooflik. Hy's net 19 en hy het in Zagreb in Kroasie die 4de vinnigste tyd ooit vir 'n onder 20 atleet opgestel. Hy het die 100 oorhoofs het hy gewen in 9.94 sekondes. En dis net agter Azamande Anga se 9.89, Letsile Tebogo, nog 'n Suid-Afrikaner, se 991 en dan Christian Miller 993. So hy's die 4de vinnigste van alle tye en ek belowe jou nou, die seun het nog nie klaar gegroei nie. Ja. Hy het nog nie eers klaar gegroei nie. So 'n Olimpiese medaljewenner, wêreld 100 meter afloskampioen, is duidelik. Hy kan nog veel vinniger. Ja. Ek het geen twyfel daaromtrent nie, want met groot respek, hy's nog 'n baba in die sport. Ja. Jy begin eers hier by, jy kan dit sien met Suid-Afrika se beste. Hy begin nou eers sy beste bereik en hy's 33, 34 jaar oud. Ja. Ek dink Banyaza doen so goed want hy het al daai roomys geëet toe hy by die Olimpiese spele was. I was just like, I didn't think I was going to run. I was just here to eat ice cream. So jy dink die antwoord is roomys? Roomys, 100%. Gat jy. Okay, nou weet ek ook. Ek is baie dankbaar. Dan, ons het oor die naweek 'n kans gehad. Ons het lanklaas 'n kans in 'n major gehad. Maar Retief Goosen het toe nou 'n kans gehad in die senior PGA kampioenskap by Congressional en hy was gelyk saam met Angel Cabrera en 'n hele paar ander spelers, maar ongelukkig oornag bietjie uitgesak. Hy kon net, ek sê net 71 onder sy verskiet en uiteindelik kon hy toe nou net nie die kloutjie by die oor kry nie. Angel Cabrera, 2-maal major kampioen, het gewen nadat hy 68 geskiet het. Maar luister net hier, ek gaan jou terugvat. Dis 20 jaar terug se name. Padre Garrington, wat ook 'n major wenner is, was tweede. Thomas Bjorn was ook tweede. Daar was 'n lys
Stuart Sink was ook in die veld, maar hier is die beste. Darren Figart van Suid-Afrika was 8ste. En die geld wat jy verdien op die Champions Tour is massief. So ek is jammer vir Retief, want ek weet nie of al die manewales Woensdag aand ons tyd in die White House miskien 'n effek daarop kon gehad het nie. Dis moeilik om te sê, want ewe skielik fokus jy die dag voor die toernooi op soveel ander dinge. Ja, Interessante vraag, né? Ja, maar kyk, op die ander vandag het dit 'n definitiewe impak dink ek, want dit is 'n baie mental game. So as jy die eerste dag, tweede dag goed gepresteer het, ons sien 'n menigmaal, jy weet, dan kom die wiele dalk af op 'n derde of 'n vierde dag, maar as jy dan die onderhoude gaan luister, dan het daar iets gebeur, jy weet, oplopend soontoe. Ja. So ek dink 'n definitiewe impak gehad. Ras? En ook hy is nou 'n bietjie ouer. Ek weet al die ander ek hou nie daarvan wie hy nie, gespeel het, maar dit is maar nou net ook like your game is not going to always be brilliant. En soos party sê, jy het goeie dae en net afdae en daarmee moet ons maar nou vrede maak. En dan laastens die Franse Ope wat begin het. Ek bedoel dis 'n wonderlike 2 weke en dis eerlikwaar fantasties om te sien. Wêreldnommer 1 Irina Sabalenka het net 'n uur nodig gehad om die Rus Kamila Rakhimova op die openingsdag van die Franse Ope op sy TV, die Belarus het die skedule onder die dak op Court Philippe Chatrier afgeskop met 'n meedoenlose oorwinning van 6-1, 6-stroop. Thank you for coming. Wat 'n sterk begin gemaak het vir haar eerste Franse Open titel, net sommer so. So ek dink daar is soveel ongelooflike tennis wat wag. En nou gaan mense sien, praat van dinge wat jou affekteer, of Jannik Sinner se 3 maande so 'n groot verskil gemaak het en of hy gaan skerp terugkom. Hy was nie sleg verlede week in Rome nie, maar hy was ook nie wonderlik nie. So hy is die wêreldnommer 1. Hy gaan die druk moet vat. Ja, Blake Shelton het ook 'n fantastiese wedstryd gehad gister, 5 stelle, maar hy het ontsettend goed gedoen. Ek dink ons gaan nog baie sien van hom hierdie jaar. En daar's nog 'n interessante scenario. Is dit goed om met 'n 5-stel wedstryd te begin? Want meeste ou sê wel ek wil eerder my krag spaar vir die laaste week, of is dit iets wat jy nodig het wat sê hallo, dis 'n major. Jy moet jou game lig. Hierdie is ernstig. Of vat dit te veel uit te vroeg in die 2 weke. Dis weer eens een van daai armdrukke, né? Ek dink Blake Shelton, jy weet, in my opinie moet maar Here hou by country sing, hè. Ja. Jy bly so droog en ons love jou so. Baie dankie Arnold vir vanoggend se sportgesprekkie. Ons is net hier na terug, so bly ingeskakel want Thys gaan 'n bietjie kyk na die markte. Dis tyd om te kyk wins of verlies. Goeiemôre, good morning.